En dit was sopas 8:30, my groot voorreg om met Dr. Melody die Jager in gesprek te tree. Goeiemôre Melody. Goeiemôre Martie-Louise, hoe gaan dit met jou? Dit gaan altyd goed met my en ek dink jou stem, as mense dit hoor, dan weet hulle al reeds met wie ons gesels. Ek gaan nou nie eers daardie lang vooraanhef doen nie. Jy was onlangs weer in Rusland met, is dit weer 'n boek of was dit net opleiding wat jy gaan gee het? Daar was 'n konferensie gewees oor neuroplastisiteit in die brein. En ek was 'n spreker daar gewees en ons het 'n werkswinkel aangebied of seminar soos hulle dit noem vir speel. Hoe om met 'n kind te speel om hulle breinontwikkeling te optimaliseer, ongeag ouderdom. Ek is bly jy sê ongeag ouderdom, want ek het vir die luisteraars vooraf gesê dat ons gaan so 'n bietjie gesels môre die 1 Oktober, die mooiste maand soos Leipold gesê het, is dit 'n bewusmakingsdag vir ouer persone, maar die maand Oktober is ook dan op sy gesit as 'n bewusmakingsmaand vir ADHD of aandag-afleibaarheidsprobleme en dit natuurlik ten opsigte van om die twee bymekaar te bring, so baie ouer persone, en ek ag myself as 'n ouer persoon, want as jy bo 60 is, lyk dit vir my, deesdae as iets met jou gebeur in die media, dan sê hulle, dis 'n bejaarde. So ja, so baie van ons het nie deur 'n skoolsisteem of deur 'n opvoedingssysteem gegaan, wat daar toe al diagnoses was van spesifiek aandag-afleibaarheid of op die spektrum en dis meer nie. Hoe maak 'n mens as jy nou die inligting lees soos wat in die media en veral deur julle briljante mind moves praktisyne deurgegee word in media beriggewing rondom ADHD, as jy dink dat jy dalk baie van die dinge wat jou frustreer het toe jy op skool was of toe jy in sosiale geleenthede jouself moes laat geld, kon dalk gekoppel wees aan ADHD. Is daar nog hoop? Kan jy nog iets doen om 'n so laat diagnose aan te spreek? Kyk, Martie-Louise, my gunsteling antwoord is, het jy sintuie? Het jy 'n brein? Het jy spiere? En as dit ja is, ek vra nie hoe goed werk hulle almal nie, ek vra net, het jy? En as jy sintuie het, 'n brein en spiere, dan kan jy verander. Alwaaraan, daar's baie min, as dit by die mens kom, is daar baie min wat jy nie kan verander nie. En daarin lê die hoop vir 'n ander toekoms soos wat mense onomstootlik is daar bewyse dat jy kan verander tot die daglik ons dood neerslaan, is verandering steeds moontlik, maar, en daar is 'n voorwaarde, jy moet wil. Jy moet nie wil vir iemand anders nie, jy moet nie wil hê my man moet verander, of my kind moet verander, of my skoonma moet verander, jy moet self wil, dan kan jy verander. So, een van die hakplekke is die ding van diagnose, en by die Mindfulness Instituut is ons nogal baie skief vir diagnoses. Vir die eenvoudige rede dat partykeer, as daar 'n diagnose is, dan sit vir party mense die einde van die pad, want as jy gaan Google, dan lees jy wat alles daarmee saamgaan, en dan besluit mense, ek is 'n my kanonin, so hoekom gaan ek nou probeer om iets te verander? So, ons sê altyd, ons werk met geen diagnose by die instituut nie. Mense hoef nie vir ons hulle verslae te stuur nie, want ons werk nie met 'n diagnose nie, ons werk met 'n persoon. En as jy daardie benadering volg, dan moet ek vir jou sê, is daar soveel meer hoop. Ek kan vir jou hordes voorbeelde gee van waar 'n diagnose partykeer, nie altyd nie, partykeer hoop steel. En dit wil ons hoegenaamd nie doen nie. Ja, ek dink veral as jy miskien in 'n stadium van jou lewe is, jy staan op aftrede, jy wil dalk miskien na aftrede nog daarom iets anders bydra tot 'n gemeenskap, of ook tot jou eie lewe 'n bietjie meer kleur en fleur bring, dan wil jy nie daardie moedeloosheid of magteloosheid het van, dat jy is nie in staat om enigiets iets te doen nie, omdat jy dit of omdat jy dat was nie. Nee, presies dit. Verstaan jy, die ding is, as 'n mens, so kom ek vertel gou ietsie van die brein. Die brein is totaal onder jou beheer. Okay, daar is nou 'n stuk gesondheid wat nie heeltemal onder die mense beheer is nie, tot 'n sekere mate. Maar jou brein is, dink aan hom soos 'n gewillige slaaf. As jy kans kry, gaan in 'n biblioteek toe, neem jy 'n boek oor Aladdin uit. En die genie in die lamp
Wat sê, ek is jou gewillige slaaf. Wat? Your wish is my command. Dis eintlik soos die brein werk. So 'n mens moet die hele tyd jou brein bestuur. Jou brein, as jy nie jou brein bestuur nie, dan bestuur jou brein jou. En dan vat jou en weet jy waar toe vat jou brein jou? Na die ou paaie toe. Want die brein hardloop makliker op 'n ou pad as wat hy 'n nuwe pad maak, en dis hoekom leer nie maklik is. Want leer beteken ek maak nuwe paadjies in my brein en ek moet hulle stewig bou voor hulle 'n outomatiese paadjie word. So dink aan loop deur gras. So as jy die eerste keer deur lang gras loop, is nou so somerreëns het by ons geval of die lentereëns en die gras is besig om ontsettend te groei. So as jy dink aan die veld loop en daar's lang gras, jy stoei 'n pad deur tussen werk en huis byvoorbeeld. Maar as jy dit so 'n paar keer geloop het, dan kom maar 'n paadjie en wat gebeur? Jy loop hom verder. En na nog 'n paar keer, hoef jy nie eers aan die paadjie te dink nie. Hy's maklik, jy kan aan ander goed dink terwyl jy dieselfde pad loop. Dis presies soos die brein werk. So die brein bou paaie en die paaie wat die meeste gebruik word, is die paaie wat die brein verkies om te gebruik. Dit is baie belangrik, want dit beteken, as ek nie aandag gee nie, okay? So ons praat van aandagafleibaarheid. So as ek nie aandag gee nie, met ander woorde, ek fokus nie op een ding op 'n slag nie, ek fokus op 100 goed op 'n slag. Dit is nie omdat jou brein nie kan nie, jou brein het nog nie geleer om op een te fokus nie. Dis regtig, dis 'n wille perd, jou brein se wille perd. Jy moet vir hom 'n harnas aansit man, en dan moet jy vir hom ry. En jy ry vir hom tot hy ry waar jy hom wil ry. Maar vir daardie rede is daar hoop, maar dis nie maklik nie. Medikasie is 'n wonderlike ding vir die regte persoon op die regte tyd, maar medikasie bou nie vaardigheid. Vaardigheid is harde werk. Dis 'n pragtige analogie en terwyl jy nou praat oor medikasie. Ek dink medikasie is 'n bietjie soos 'n vulstasie, maar hy gaan jy nie laat verder ry voor jy nie in die motor klim nie. Hey, daar sê, lekker metafoor is daai. Presies so. Jy weet so jy kan nooit die mense verantwoordelikheid uit 'n situasie uithaal nie. Toe ons kinders was en ons het geleer, toe was die grootste verantwoordelikheid op die wat meer geweet het en wat meer volwasse as ons was, om ons te lei. Maar partykeer het daardie mense ook nie geweet nie, so hulle kon ons nie lei nie. So dan ons nou met 'n lang ei gelei. Ja. Ons nie met die kop lei nie, toe lei ons nou maar met die lang ei. En dan is dit moeilik. En ek kan onomwonde sê, ek dink ek is heeltemal dom nie. Maar ek kan vir julle nie vertel hoe dom het ek op skool gevoel nie, want ek kon nie doen wat die ander kinders kon doen nie. As ek nog uitgefigure, wat sê hulle vir my? Dan is daar kinders wat vrae kan antwoord. Ek was ongelooflik knap om 'n vraag te ontduik. Ja. Ek kan 'n vraag sien aankom, Matta, en ek het altyd iets in my tas dan nodig gehad. So ek duik, want as ek nie in die oogveld is nie, hoop ek hulle vra iemand anderster. Want ek het regtig nie geweet nie, en dis nie omdat ek nie aandag gegee het nie. My kop se manier van dink, dit vat tyd. En die inligting moet heen en weer gaan in my kop, tot ek dit verstaan, wat partykeer eers môreoggend is, maar dan het ek hom. Ja. Maar dit het gemaak dat ek in 'n klaskamer ongelooflik onwissel gevoel het. Ek het my verwonder, selfs op universiteit. Hoe kan iemand hulle hand opsteek en 'n vraag vra? Hoe weet hulle wat hulle nie weet nie? Ek het nie wat ek nie weet nie. Maar as jy my net 'n bietjie gelos het, môre het ek dalk geweet. Dalk was dit die dag daarna. Verstaan jy, maar dit is daai ding wat baie keer, dit is baie maklik om 'n etiket op so 'n persoon te plaas en te sê, ja, maar is 'n stadige leerder. Wel, dit sou waar wees. Dit is nie dom nie. Vinnig slim nie. Jy sien, ons dink, vinnig is slim. Vinnig is nie slim nie. Dit is die persoon wat regtig luister, wat regtig waarneem. Een ding op 'n slag. Hulle perd, jy kan hom harnas. As jou kop begin spring van die een ding na die ander ding, as daai selfoon piep, en jy gaan vir hom, nee, leer jouself, tel tot 10 voor jy hom optel. Weet daar is, Victor Frank sê, tussen stil en respons is daar 'n gaping.
En in daai gaping tussen stimulus en respons, in daai gaping is waar jy kan kies hoe gaan jy reageer. Maar as daar nie 'n gaping is tussen iets gebeur en jou reaksie nie, kan jy nie verander nie en kan niks in jou lewe verander nie. Mens moet inneem, stop, dink en dan eers doen. So aandagafleibaarheid beteken eintlik 'n huidige, hoor mooi, 'n huidige onvermoë om te stop, ordentlik waar te neem, te dink en dan eers te reageer. So daar's nie 'n pause tussen hulle in en hulle uit nie. Hy's aan mekaar. Wat sou die sisteme gebaat het, ons praat nou weer namens die ouer persoon, daarby om 'n sisteem te hê waar mense soos ek self, soos wat jy ook nou net gesê het, ek het presies dieselfde ervaring gehad het, te laat lei deur hulle dom te voel, omdat die sisteem ons nie kon akkommodeer nie. Ja, ek weet nie, ons gaan nou bespiegel, ek weet nie, maar ons is waar ons is, maar hier's 'n ander ding ook wat ek dadelik moet noem, Mark-Louise, en dit is die ding van dissipline. Okay, ek sê nie 'n persoon wat sukkel met ADHD het nie dissipline nie. Maar wat is dissipline? Dissipline is nie straf nie. Dissipline is om te leer. Ja. It's the ability to, jy dissiplineer iemand, jy leer hulle iets en jy is gedissiplineer, ek leer iets. So dis 2-rigting proses. Maar dissipline is niks anders as om te leer om te stop nie. As ons vir die kind sê, gaan sit in die hoek vir 'n ruk, nie op die domstoel nie, maar gaan sit net vir 'n rukkie in die hoek, of gaan nie na jou kamer toe vir 'n ruk. Wat doen ons? Ons leer hulle tussen dit wat gebeur het en hulle reaksie. Hulle moet 'n bietjie 'n pause button inbou. Dan moet net so 'n bietjie, hulle moet net 'n bietjie stop. So dissipline is verskriklik, omdat dit 'n mens leer om net 'n bietjie te stop, ordentlik waar te neem. En hoor mooi, die fokus is op ordentlik waar te neem. Maar ordentlik genoeg waargeneem het nie, dan is die kanse dat jy korrek gaan optree verskriklik skraap. So alles begin by neem ordentlik waar met jou sintuie. Luister. Moenie luister om te praat nie. Luister om te hoor en te verstaan en dink daarna wat wil jy sê. So baie keer as ons luister, dan luister mense eintlik om te praat. Hulle kan nie wag om jou te onderbreek nie, want wil hierdie ding daarom nou ook by sê. Dan saampraat's baie lekker. Maar op die manier hoor 'n mens nie regtig wat die ander persoon wil sê nie. Dis nou presies wat ek hier besig om met die onderhoud te doen. Ek gee jou nie lank genoeg tyd om te praat nie, dan babbel ek aan. So belangrike ding vir aandagafleibaarheid, 2 goeders. Eerste ding is kwaliteit van waarneming, luister en kyk en ruik en proe en voel en is jy daarmee daar sê, herhaal net gou die laaste sin? Jy die sintuie een, kom ek sê die hele Dis reg. 2 goeders. Jou sintuie moet ontsettend goed werk. So as jy luister, moet jy goed luister. As jy kyk, moet jy behoorlik kyk. As jy ruik of proe, moet jy behoorlik ruik en proe, voor jy jou mond oopmaak of oorgaan tot aksie. Dis die eerste ding. Jou sintuie moet ordentlik werk, sodat jy kwaliteit inligting inneem. Dan moet jy met daai inligting omgaan vir 'n rukkie. Jy moet stop voor jy oorgaan tot aksie. So aandagafleibaarheid is die tekort aan stop. Maar stop is baie belangrik. En dis waar dissipline inkom. Jy doen nie wat jy wil wanneer jy wil nie. Jy stop. Jy kies jou keuse. Maar om dit ordentlik te kan doen, moet jou sintuie goed waargeneem het. Jy het nou genoem daai pragtige beeld van die willeperd opsaal. Nou elkeen wat al perd gery het, weet jy klim nie net op 'n perd nie, jy moet hom saal, jy moet hom stang, jy moet allerlei dinge doen voordat jy kan klim. Watter mind moves wenresepte het jy vir 'n persoon wat vandag luister en besef hulle moet hulle self in 'n rigting vind om daardie pad, al is dit dieselfde ou pad wat hulle al van tevore geloop het, te kan ry? Wat is die toerusting wat ons nodig het om daai willeperd te ry?
Die eerste ding is om te bewus te wees, jy ry 'n willeperd. Okay? Of jy is 'n willeperd. En jy het 'n bietjie van 'n stang en 'n sal nodig. Of jou brein het 'n bietjie van 'n stang en 'n sal en 'n paar ander goeie sekretoom ook nodig. Verstaan jy? So bewus wees dat ek kan verander. As hierdie wat ek nou beleef, as dit nie vir my werk nie, ek kan verander. Dit gaan nie maklik en vinnig wees nie, maar jy kan permanent verander. So, dis die eerste ding, is die bewussyn, ek kan verander. En dan moet jy vir jouself sê, wat wil jy doen? Jy sien, die brein het altyd, dit is soos wanneer 'n mens op 'n rekenaar iets wil stoor, 'n leer het 'n naam nodig. Jou brein het 'n naam nodig. Die brein moet weet, waarmee is ons besig? Is ons besig met aandag afleibaarheid, of is ons besig met fokus? As jy sê, ek wil nie aandag afleibaar wees nie, sê die brein, aandag afleibaar, okay, let's do it. As jy vir jou brein sê, fokus, dan sê die brein, sy wil fokus, kom ons doen dit. Verstaan, so jy moet jou brein, dis 'n willeperd, jy moet hom ry. Maar jy moet hom sê, waantoe ry ons? Jy kan nie net vir die perd sê, ry, jy moet sê, waantoe. So, wat is dit wat jy wil hê? Jy moet baie seker wees. Wat is dit wat jy wil hê? Ek wil luister, die eerste keer. Ek wil fokus. Ek wil dink voor ek doen. Of wat dit ook al vir jou is, dis jou bewussyn is stap 1, dit is stap 2. Stap 3 is, strek jou spiere. In Mindmoves, en ek sal vir jou die bewegings aanstuur, daar skakels vir YouTube, dat mense dit mooi kan sien, is om jou kuite te strek. Want wanneer 'n mens geneig is tot aandag afleibaarheid, is jou spiere geneig om kort te wees. Kort spanne om oor te gaan tot aksie. So 'n mens die spiere strek, vir al die kuitspiere, vir al die nek- en rugspiere, die armspiere, die oogspiere, die mondspiere, ons moet al die spiere strek, want 'n gestrekte spier is in 'n staat van ontspanning, hy is nie onmiddellik gereed om wild en wakker rond te hardloop nie. So daai is baie, baie belangrik om te strek. So ek sal vir jou 'n paar skakels stuur vir strek. Wonderlik. En dan is die volgende ding, jy met jou sintuie moet mooi werk. So, vryf daai ore. Ons het nou al hordes kere gepraat oor. Vryf jou oorskulp van bo na onder met jou duime. Die tegniek minder belangrik as wat dit is dat jy jou oorskulp ferm plat vryf, asof jy al die voue in jou ore kan plat vryf. En soos wat ons ouer word die ore 'n bietjie meer hard. En dit is die Vader se ongelooflike slim plan om die kraakbeen in jou oor 'n bietjie sterker te maak, want dit gelyk klank 'n bietjie beter. So die ore word 'n bietjie harder, sodat jy beter kan hoor, my kind, soos Rooikappie se ouma gesê het. So die ore vryf is ontsettend belangrik. Ek gaan vir jou skakel vir dit gee. Ons noem dit die muismatras oefening, met die oë. Maak seker jou oë draai in alle rigtings, op, af, links, regs, kuis, oor. As jy op die toilet sit, die deur waarna jy kyk, is jou grootste oefenplek vir jou oë. Trek lyne op en skuins kruis oor, maar haal af jou bril en beweeg jou oë, haal uit jou kontaklense wanneer jy veilig is en jy sit, en beweeg jou oë in alle rigtings, want dit help die oë om beter waar te neem. So as jy beter kyk en beter luister, is daar 'n beter kwaliteit inligting wat inkom. Jou spiere is nou klaar meer ontspanne, want ons het hulle klaar ontspan. En dan gebruik jou ore en jou mond in dieselfde verhouding as hoeveel daar is. Met ander woorde, jy het een mond, gebruik hom 1 keer. Jy het 2 ore, gebruik 2 ore 2 keer soveel kere as jou 1 mond. En dan is jy besig om jou patroon te verander. Verstaan jy, nou is jy besig om stoppe in te bou in jou brein. Jou brein leer om jy leer om daai breinperd van jou